word en nader aan U beweeg. En nogmaals baie dankie dat U ons hierdie jaar tot hier gevat het en hierdie week wat verby is. En help ook Here dat dit ons vandag doen en sê ten alle tye U naam sal verheerlik. En laat ons as mense na ons kyk net vir U sal raak sien. Amen. Goed, kom ons staan en dan sing ons lekker 3 liedjies saam. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, is die Heer. Selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee vermoeides die ware geluk. Uit sy genade, liefde en trou, weet hulle God sy kinders wel. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Sal hy vergewe, hy bly getrou. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower.
The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Julle kan sit vir die laaste liedjie, dis 'n bietjie rustiger. Maak julle oë toe of sing saam. Dis reg maak vir die dankie lyn. Een oog oop en ander oog toe. Waardeer, dankie. Light of the world, you step down into darkness. Opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Dat hy. Kan julle my hoor? Dat hy. Okay, net een afkondiging. Volgende Sondag is Kerssondag, diens begin 8:00. Onthou. Okay, julle kan julle Bybels oopmaak by Matteus hoofstuk 1. Matteus hoofstuk 1. Ons doen 4 studies vanaf Matteus 1 tot 2 en ons het ook 'n inleiding gedoen oor Matteus die persoon. Laas keer het ons gekyk na Matteus hoofstuk 1 vers 1 tot 17 en daarso het ons gesien hoe Jesus se geslagsregister hom regtig afsonder van meeste mense op aarde en die feit dat hy teruggetreis kan word na Abraham en Dawid toe. En waar ons daar gesien het waar regtig Jesus se belangrikheid in sy geslagsregister, kyk ons vandag na die belangrikheid van Jesus in sy geboorte. En julle kan dalk dink, okay, volgende week is Kersfees, ek moes dit dan gebreek het. Maar volgende week kyk ons na Herodes en die wyse manne. So dis ook van toepassing. Okay. So kom ons bid eers en dan spring ons in. Grote God, dankie vir die woord. Dankie vir die impak wat die woord maak en Here, dankie dat u eenvoudige mense gebruik om die woord te verkondig wêreldwyd. Maar dis nie die verkondiging van die woord nie, dis nie persoon nie, dis u woord self wat die impak maak. En ons bid dat u deur die Heilige Gees daai impak op elkeen van ons harte sal maak, sodat ons die liewer mag hê op die einde van die dag. Amen. So Matteus 1 vers 1 tot 17 het ons gesien
hoe Jesus sy geslagsregister, sy familieboom, om uitsonder en afsonder, is daar 'n bietjie echo, hoor julle echo? Ek hoor so 'n klein bietjie echo hier, so 'n klein bietjie, ja, Wynand, kan jy dalk kyk dan hom? So hoe Jesus sy geslagsregister om afsonder van meeste mense op aarde, vandag kyk ons hoe sy geboorte, om afsonder van elke liewe persoon wat nog ooit gebore was en nog ooit gebore gaan word. Okay, so kom ek lees hierdie teks en dan spring ons in. Vers 18. Die geboorte van Jesus Christus het so gebeur. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Omdat Josef, maar haar man, wetsgetrou was, maar haar nie in openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het vervul kon word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word beteken God is met ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos hy hom beveel het en haar as sy vrou by hom geneem. Hy het nie met haar gemeenskap gehad totdat sy aan 'n seun geboorte gegee het nie. En hy het hom Jesus genoem. Okay, so die belangrikheid van Jesus, soos geopenbaar in sy geboorte. So vers 18 begin, so ons gaan eers deur die teks werk en net die verhaal kry, en dan gaan ons na wat presies, hoekom sê ek is hierdie geboorte so uniek en wat sê dit van Jesus. So ons kyk eers in vers 18a, begin met 'n klein titel van Jesus. En min verhale begin eintlik so, as jy dink in die Bybel. Min verhale begin met 'n titel. En so die titel is eintlik baie helpvol, want 'n titel gee so 'n bietjie van 'n idee waaroor die teks gaan en waarop moet jy fokus en hoekom is hierdie geskryf. So kom ons lees vers 18a, dit sê die geboorte van Jesus Christus het so gebeur. Okay, so dit gee al klaar, dit lig ons in dat Jesus is die hoofkarakter van hierdie teks. Hierdie teks al sien ons en al word die teks deur Josef se oë vertel vir ons, en sien ons Josef se innerlike worsteling en als, gaan dit eintlik oor Jesus en die fokus is dis op Jesus se geboorte. Jesus Christus se geboorte. En dan kom ons kyk nou na die eerste deel, vers 18b tot vers 19, sien ons dan hier 'n familie in krisis. 'n Familie is in krisis, 'n groot probleem gebeur. Vers 18b begin dan, toe Maria, sy moeder, dis nou Jesus se moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. Ek moet stop net eers daar. Daai woord verloof in Afrikaans, dit sê toe Maria sy moeder reeds verloof was. Daai woord is eintlik dis eintlik 'n woord wat daar is nie 'n Afrikaanse woord vir daai woord wat daar gebruik word nie. Die Engels gebruik die woord betrothed en nie die woord engaged nie. Betrothed en nie engaged nie. Want dit is iets wat ons nie eintlik doen in ons Afrikaanse kultuur nie. Daai betrothed. Dit was meer as net verloof. Dit was eintlik alreeds die eerste deel van die huwelik. Hulle was eintlik alreeds getroud. In Deuteronomium 22 vers 23 tot 24 sien ons dat 'n vrou wat betrothed was, volgens nou die Joodse kultuur en wet, 'n vrou wat betrothed was, as sy immoreel opgetree het, was haar straf die dood. Terwyl 'n bietjie later in daai selfde hoofstuk, Deuteronomium 22 vers 29, was 'n vrou wat nog nie betrothed was nie, wat immoreel opgetree het, heeltemal 'n ander straf, 'n baie ligter straf. Dit was net immoraliteit. Maar 'n vrou wat betrothed was gestraf as 'n egbreker. Sy het egbreek gepleeg. 'n Vrou wat betrothed was, kon 'n weduwee geword het as haar man doodgegaan het. So sy was gesien, dit was 'n wetlike, hulle was gesien as getroud alreeds. Maar hoe die Joodse kultuur gewerk het in die Joodse wet, daar was twee aspekte van die huwelik. So die eerste aspek is, jy word betrothed, die man praat met die familie en hulle is letterlik gesien as getroud. Maar
die tweede aspek van die huwelik moet nog plaasgevind het. So die man het nog steeds, die vrou het nog steeds by haar familie gewoon, die man sou tipies in hierdie tyd dan die huis reggemaak het en dan in 'n tydperk van maksimum 1 jaar. As alles nou vroeër reg was, dan kon hulle nou vroeër saam ingetrek het, maar 'n periode van maksimum 1 jaar, dan moes die man nou die vrou gaan haal het. En dan sou die vrou nou by hom gewoon. So gee maar net die tyd vir die man om alles reg te kry en vir die vrou maar gedagtes en alles reg te kry vir die periode wat voorlê. Maar wettiglik was hulle getroud. New Greek Testament of the International Commentary sê, die Ou Testament wet, en ek vertaal nou soos wat ek gaan, die Ou Testament het betrothal, die woord betrothal, gesien as 'n wettige staat van die huwelik, met geleenthede vir egbreek, skeiding en widowhood, wat het ek net gesê, weduweeskap. Ten spyte van dit het die gedurende betrothal het die vrou die verantwoordelikheid gebly van haar pa en die pa moes vir hom gesorg het vir 'n maksimum periode van 12 maande en daarna sou hulle saamgekom het. Okay? En dan die Pillar New Testament commentary sê om 'n betrothal te breek, moes jy deur egskeidingsprosedures gegaan het. Dit was 'n ferm toewyding, normaalweg 'n jaar voor daai tweede deel van die huwelik, waar die meisie nog steeds by haar ouers gebly het, en dan, soos ek reeds gesê het, jy sou gestraf geword het as 'n egbreker, as jy 'n betrothal gebreek het, wat natuurlik die dood was volgens die Ou Testament wet. So, dis nou nie die woord betrothed, ek dink dit is bietjie verward, omdat ons nie daai woord in ons kultuur het en in ons Afrikaanse taal nie. Betrothed, okay, is die woord wat vertaal word in ons Afrikaans verloof. Want, en ek verstaan hoekom, hulle wil nie sê dit was heeltemal getroud nie, maar daai tweede deel is ook nie gebeur nie. Okay, en so julle kan nou dink hoe moet Josef voel in hierdie tyd? Hy's opgewonde. Daar's sy oë glinster. Okay? Hy weet hierdie is sy vrou, hy werk so 'n bietjie ekstra harder net om so 'n bietjie vroeër sy vrou huis toe te kan bring. Dan gaan die huwelik klaar wees en dan gaan hulle net hierdie opgewondenheid en hierdie wonderlike eerste fase van hulle huwelik intree en dis net honeymoon is in sy kop en sterretjies wat glinster, julle kan seker dink. So ja, anyway, hy's opgewonde. En dit is meer as net verloof. Hulle is al reeds getroud. So dis nog net die admin moet nog gebeur en dis vir maksimum 12 maande. Maar as hy so 'n bietjie harder werk, is dit bietjie vroeër. Okay. En dan ewe skielik kry Josef nou hierdie slegte nuus. 'n Skokkende nuus. Kom ons lees. Toe Maria sy moeder reeds aan Josef verloof was, betrothed was, nee, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, so voor haar tweede deel van die huwelik, voordat hulle nou saam kon bly het dit gebleik dat sy swanger geraak het. Letterlik, she was found having, die woord having, sy het gehad, wat 'n idiomatiese uitdrukking was van sy swanger, uit die Heilige Gees. So ons weet, ons as lesers, kan so 'n bietjie die ironie hierso sien, want ons ken die volle prentjie, en Matteus sê vir ons, dis uit die Heilige Gees. Maar hoe vertel jy dit nou vir Josef? Hoe vertel jy vir Josef, Josef, ek is swanger, Josef, jy weet dit was nie jy nie, maar dit was uit die Heilige Gees. So dit is 'n moeilike ding om te kommunikeer en 'n meeste mans sal nou nie hierdie aanneem as 'n verskoning of as 'n rede nie. En so Josef moes half in die rug gesteek gevoel het, baie teleurgesteld, al hierdie opgewondenheid. Ek meen nog voordat die huwelik heeltemal klaar was, is hy al reeds swanger met 'n ander man. En in daai tyd is dit baie erger as in ons tyd, ek bedoel, is immoraliteit aan die orde van die dag. Nie onder God se kinders nie, maar vir hulle was dit selfs die kultuur niemand doen dit nie. Dit is baie, baie sleg. So, wat doen Josef? Vers 19. Omdat Josef haar man, let woord die woord man, haar man. Omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Let weer op die woord skei. Dis 'n skeiding wat nou moet plaasvind. Wat met 'n verloving nie, in ons tydperk, verloving, breek in die verloving. Maar hy wou skei van haar. En so, Josef het 3 opsies gehad met die uitvinding van hierdie nuus. Die eerste opsie is om glad nie van haar te skei nie. Jy voer 'n gesprek met Maria, Josef praat met Maria, ons praat hierdie deur, Maria vra vir vergifnis vir wat sy gedoen het, en ons praat oor hoe kan ons nou seker maak sulke dinge gebeur nou nie weer in die toekoms nie. Dis 'n opsie, die wet het nie
hoe verplig dat Josef moes skei nie. Okay, hy mag, die wet het die opsie gegee om te skei, maar nie verplig nie. Okay, dis die eerste opsie, maar dit het nie gelyk asof Maria wou jammer sê nie. So, eintlik het dit nou nie opsie gelaai nie, want waartoe sal hierdie dinge lei? Okay, so opsie nommer 2 is 'n publieke skeiding. 'n Publieke skeiding. Josef vat vir Maria na die howe toe. Hulle ondersoek haar, hulle vind, okay, natuurlik het sy egbreek gepleeg, omdat Israel onder die Romeinse regering was, sou hulle haar waarskynlik nou nie gestenig het nie, want hulle het nie vol reg gehad om hulle Joodse wet uit te voer in daai situasie nie. So sy kon nou nie gestenig geword het nie, maar daar was groot skande, baie groot skande, want sy moes eintlik die doodstraf gekry het volgens die Joodse wet. So, dit was die tweede opsie, maar die teks sê vir ons, dat omdat Josef, hy was wetsgetrou, maar hy wou haar nie in die openbaar verneder nie. So hy wou genadig wees op haar. En dis ook hy die laaste opsie dan gekies het. Opsie 3, so hy was wys, maar hy was regverdig, maar hy was ook genadig. En dis hoekom hy dan opsie 3 gekies het. En dit is 'n stilletjie skeiding. 'n Skeiding in die geheim. En Deuteronomium 24 vers 1, ek wil net vinnig dit vir julle lees. Deuteronomium 24 vers 1 laat toe vir hierdie. Dit sê, as iemand 'n vrou geneem en haar man word, en dit dan gebeur dat sy nie meer vir hom aanvaarbaar is nie, omdat hy iets onbehoorliks by haar ontdek het. Okay, wat daar onbehoorliks is moeilik om te bepaal. Moet hy vir haar 'n skeibrief skryf, dit in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur. Dis eintlik al wat nodig was. Skryf 'n skeibrief, gee dit vir haar. So eenvoudig soos dit, selfs makliker as vandag. Skryf 'n brief en gee dit vir haar. Net seker maak hierdie ding 'n bietjie afgeskuif. Dit was maklik. Skryf 'n brief, gee dit aan haar hand, en wat hulle tipies gedoen het om ander beginsels in die Ou Testament wet te eer, is in die teenwoordigheid van 2 of 3. Net sodat almal weet, hierdie brief was nou offisieel oorhandig, en almal sien dit. So in die teenwoordigheid van 2 of 3, gee vir haar skryfbrief, klaar, dan deel. Dan das dit. En dan was hy nou nie so openbaar tot skande gebring nie. Dit was nog steeds gesien as hulle is geskei, wettiglik. So Josef wou daardie opsie gevolg het. En so, mens leer baie lesse van Josef se goeie karakter hierso. Mens leer, okay, hy was wys, verstaan, hy moes nou skei van haar, verstaan, as iets so gou gebeur, waartoe gaan dit lei? En tweedens, mens sien, hy was regverdig, hy wou dit volgens die wet doen. En 3, mens sien, hy was ook genadig, hy was baie genadig. As mense net 'n vinnige toepassing maak, ouers teenoor hulle kinders. As 'n kind ongehoorsaam is, die ouer gee die nodige gevolge, maar jy probeer nou nie die kind in die openbaar tot skande bring nie. Jy gee die gevolge, maar dan in jou kamer troos jy nou weer die kind. En so jy is genadig terwyl jy regverdig is, terwyl jy wys is. En mens sien Josef so hy's 'n regverdige man, maar nie net regverdig, hy ook genadig. En hoe hy wou optree. Maar die probleem is ook, Josef se integriteit tel hierso amper teen hom. Amper nie teen hom nie, maar teen die verhaal. Want wat gaan aan? Hier is hierdie spanning in hierdie verhaal wat geskep word. Dink terug aan die vorige teks. Die vorige teks sien ons hierso, Jesus se familieboom, hy word teruggetreis na Abraham en Dawid toe. Wonderlik! Maar nou gaan sy ouers gaan skei. En dan is Josef soos hierso en hierso is Maria, en nou kan hy nie teruggetreis word na Dawid toe nie. So nou is hy nie meer van die lyn van Dawid nie, so dit is 'n groot probleem. En wat gaan met Jesus gebeur? Want hy gaan nie 'n aardse pa nie. En almal gaan wonder, is daar wat gaan hier aan? En so, dis 'n krisis wat hier gebeur. En as Josef haar nou in openbaar wou tot skande gebring het en haar voor die howe gebring het, wat sou gebeur? Hulle sou hom ondersoek het en dan sou almal verras geword het. Hey, sy was nie immoreel nie. Iets anders is hier aan die gang. Maar nou wil Josef dit al genadig wees. Hy wil dit sommer vinnig doen en dit sou die hele dit maak die probleem net nog groter. Okay, so dit is die familie in krisis. Die familie is besig om op te breek. Nie net Josef en sy familie is in krisis nie, maar ook natuurlik die lyn van die Messias. Die feit dat Messias teruggetreis kan word na Abraham en Dawid toe. Net om want wat gaan hier aan? Ons weet almal Josef is nie Jesus se biologiese pa nie. Maar as Josef moes Jesus geaanvaar het in sy familie in. As hy nie het nie, dan kon die lyn nie deur hom aangegaan het. So
Hy moes al Jesus amper kan ons sê die woord aanneem in ons kultuur. Aanneem het, geaangeneem het tot sy familie. En hy sê ek is nou jou pa. Dan slegs dan kan die lyn verder gaan. Vanaf Abraham na David, na Josef, na Jesus toe. Okay? En dan kan Jesus die beloftes vervul. So, maar dit lyk nou nie of dit gaan gebeur nie. Okay, so dan vers 20 tot 21 sien ons dan, hier is 'n familie is ingelig. So ons het nou gesien 'n familie is in krisis en nou is die familie ingelig. Vers 20. Terwyl hy daaroor nadink, dis nou Josef, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. So Jesus se familie is nou ingelig. God stuur sy engel praat met Josef in 'n droom en Josef kry dieselfde boodskap tot 'n mate wat die engel reeds vir Maria gegee het, maar wat nie goed oorgedra was vanaf Maria na Josef nie. Let die woorde op, die engel sê vir Josef, Josef, seun van Dawid. So, dis daai geslagsregister, idee is nog steeds, die lyn, dit gaan oor die Messias se lyn hierso. Ja, Josef en sy familie, egskeiding is sleg, verwoeste familie, maar hier is die wêreld is hier, op die spel. As Josef en Maria skei, gaan Jesus nie van die seun van Dawid kan wees nie, kan hy nie Messias wees nie, kan hy nie die wêreld se redder wees nie. So dis wat hier op die spel is. Dis die groter krisis. Maar hy sê Josef seun van Dawid. So hy sit dit net in ons koppe dat ons weet almal, dit gaan nie oor Dawid se lyn hierso. Moenie bang wees om Maria as jou vrou te neem nie. Okay? Om die tweede aspek van die huwelik te voltooi nie, moenie van haar skei nie, bly by haar, gaan voort. Want sy sal 'n seun kry en let daar, sy sal 'n seun kry. Okay. Seun, so tydperk voor ekstrale. So nou weet hy daar kom 'n seun. En hoe anders ons het al, vir ons is dit vanselfsprekend. Ek doen ekstra, maar vir ons is dit cool. Okay. Hy gaan 'n seun kry en hy is uit die gees uit, so dis die gees wat die seun gestuur het. En sy naam, en jy moet sy naam Jesus noem. Dit was die pa se verantwoordelikheid om die seun se naam te gee, om die kind se naam te gee. En nou gee die engel die naam vir Josef en Josef gaan die naam vir die kind gee. En hy sê hoekom moet sy naam Jesus wees? Want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. So daar's 'n simboliese betekenis in die naam Jesus, né? En dit wys ook jy moet die naam gee. Met ander woorde, daad van ek gee die naam beteken ek is jou pa. Ek neem jou aan tot my gesin. Okay? Die lyn gaan voort. Okay. So dit is dan wat die engel oordra. Nou voordat ons sien wat Josef nou doen met hierdie nuus wat die engel bring, wat God deur die engel aan Josef kommunikeer, maak Matteus vinnig 'n kommentaar in vers 22 tot 23. Hy verduidelik vinnig bietjie wat aangaan, hy gee bietjie agtergrond en hy hou daar spanning van wat gaan gebeur en ons almal wonder wat gaan gebeur terwyl hy vinnig so ideale tyd om net die spanning te behou. Okay, so vers 22 tot 23 sê dan net Matteus maak net 'n vinnige kommentaar voordat die storie aangaan. Vers 22. Dit het alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het vervul kon word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Wat as dit vertaal word beteken God is met ons. So hy help ons om die dots te connect van wat die profete gesê het in die Ou Testament en wie Jesus is as gevolg van dit. So hy maak vinnig 'n kommentaar en dan vers 24 om nie die spanning te lank te hou nie, gaan hy aan. En ons gaan sommer aan. Vers 24 tot 25 dan 'n familie herstel of 'n familie gerestoreer, okay? So die familie was in krisis, nou is die familie ingelig en nou is uiteindelik die familie is gered. Vers 24. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en haar as sy vrou by hom geneem. Hy het nie met haar gemeenskap gehad totdat sy aan 'n seun geboorte gegee het nie en hy het hom Jesus genoem. So Josef het hierso sy geloof gewys deur toe hy wakker geword het, was hy gehoorsaam. Dadelik. Toe hy wakker geword het, was hy gehoorsaam. Hoe was hy gehoorsaam? Wel, hy het nie van haar geskei nie, maar hy het die tweede deel van die huwelik dan voltooi. Hy het die huis klaar gebou en haar geneem. En dit moes tot skande van homself gewees het, tot 'n mate. Ek bedoel,
Ander mense sou dalk nie hierdie boodskap geglo het nie. Maar tot 'n mate tot skande van homself sê hy, ek gaan gehoorsaam wees aan God en ek gaan hierdie vrou neem want ek glo wat God gesê het. Dat sy nie immoreel was nie. En al glo niemand anders my nie en al glo niemand anders haar nie, ek gaan God glo en ek gaan haar neem tot skande van homself. Okay? Want ja. En dan die tweede stap van geloof is hy het die kind se naam Jesus genoem. In ander woorde, hy het God se boodskap geglo wat God gesê het, hierdie kind se naam moet Jesus wees, want hy gaan die wêreld red. Jesus beteken Yahweh red. Dis wat die naam Jesus beteken, Yahweh red. En hy het daai presiese naam gegee. Dit was dalk nie 'n familienaam nie, maar dit was die naam wat God gegee het. En hy het God geglo en was daarom gehoorsaam. En daardeur deur die naam te gee, dan ook die kind aanvaar tot sy gesin. En dus is nie net Josef se familie gespaar nie, maar wat? Die wêreld is gespaar, want die lyn kon aangegaan het vanaf Abraham na Dawid, na Jesus toe. Okay? En ja, so, dit is die verhaal. Kom ons tree nou 'n treukie terug en ons sê, opsommend op groot prentjie, wat maak Jesus se geboorte so spesiaal? Eerste ding is, Jesus is gebore uit die Heilige Gees. Okay, ons het dit gelees. Jesus is gebore uit die Heilige Gees. Nou, dit is bietjie anders as in Genesis 6 vers 1 en 2. Julle kan Genesis 6 vers 1 en 2 onthou, baie slegte gebeurtenis. Dit sê daarso, die seuns van God het gemeenskap gehad met die dogters van die mens, né? En daardeur saam het daar reëse gekom en toe moes God 'n vloed stuur om die wêreld te vernietig, reg? Maar hierdie is anders. Dis nie die woorde, die manier hoe woorde gebruik word in hierdie teks is letterlik sy was gevind met kind uit die Heilige Gees. Daar's geen aspek van gemeenskap van die Gees met Maria nie. So dis nie daai siek idee nie, wat in Genesis 6 wel teenwoordig was, toe die demone afgekom het, met die dogters van die mens, gemeenskap gehad het. So dis heeltemal ander woorde. So dis iets moois, dis nie iets leliks hierdie nie. So wat maak dat die geboorte uit die Heilige Gees uniek is? Eerstens is 'n wonderwerk natuurlik. Dis uniek van enige ander mens, maar dit dui ook aan op 'n bonatuurlike roeping. 'n Bonatuurlike roeping en instaatstelling. Dink terug aan die Ou Testament. Elke keer as die Heilige Gees op iemand gekom het en iemand gevul het, was daardie persoon het daai persoon 'n unieke roeping gehad van God en 'n unieke instaatstelling. Okay, dink aan Saul. Okay, Saul was nie gered nie, maar die Gees het op hom gekom en hom in staat gestel om die eerste koning van Israel te wees. En solank hy gehoorsaam was en solank God se Gees op hom was, het hy amazing goeders gedoen en vyande verslaan links, reg en senter. Selfs met Dawid, selfs met Samson. As julle weer Rigters 13 tot 16 gaan lees 'n bietjie. Elke keer as Samson sterk geword het, sê die teks, en die Gees van God het op hom gekom en hy het die leeu in twee geskeur. Okay. Die Gees van God het op hom gekom en hy het die donkie se been gevat en almal vernietig. Okay. Die Gees wat op iemand kom was 'n teken van roeping van God en instaatstelling vir 'n spesifieke doel. En so Jesus is nie net die Gees het net op hom gekom nie, hy het uit die Gees uitgebore. Dit wys dis 'n bietjie meer, so 'n bietjie meer spesiaal, so 'n bietjie meer uniek. En ons sien dit in die Ou Testament dat dit geprofeteer was van die Messias. Byvoorbeeld Jesaja 11 vers 2 sê, die Gees van die Here sal op hom berus. Die Gees van wysheid en insig, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en ontzag vir die Here. So 'n spesiale porsie van God se Gees sal op hom wees. Weereens in Jesaja 42 vers 1. Sê dit, kyk, hier is my diensknegt wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my binneste vreugde vind. Ek het my Gees op hom laat kom. Hy sal reg vir die nasies laat deurbreek. En dan weer in Jesaja 61 vers 1. Die Gees van my Here, die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Hy het my gestuur om 'n goeie boodskap te bring. Okay, so ons sien in die Ou Testament dat God se diensknegt, die Messias, die koning wat sou kom, die redder van die wêreld, 'n spesiale porsie van die Gees sou op hom wees om hom in staat te stel om God se roeping
te volbring. Want Jesus was mens, so hy het sy Godkragte, kan ons sê, vir 'n tydperk eenkant gesit. Al was hy heeltyd God, het hy op die instaatstelling van die Heilige Gees gelewe om wonderwerke te doen en in wysheid te lewe en om die krag te hê om deur te voer die moeilikste taak op aarde, die kruisiging. So, dis nog 'n implikasie van Jesus wat uit die Gees gebore is, maar ook, dit het ook beteken dat Jesus se lyn is nie gekorrupeer nie. Okay? Dalk lelike anglisisme. Maar Romeine 5 vers 12 sê, daarom soos deur een mens het daar sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood, en daarom het die dood tot alle mense versprei, omdat almal gesondig het. Jy sien, toe Adam en Eva daai appel, of wat ek al vrug gevat het, en geëet het, wat het gebeur met hulle? Hulle het korrup geword. Okay? Maar nie net hulle nie, almal wat uit die menslike geslag, hulle kinders en hulle kinders se kinders, het almal gekorrupeer. Okay? Hulle was almal boos gebore, sondige harte, vuil harte, en uit hierdie vuil, giftige bron, het dit wat net sonde uit voortgespruit, en soos wat sonde uit voortgespruit het dood versprei, en was dit sleg. Maar omdat Jesus, anders as enige ander mens, nie 'n biologiese pa gehad het nie, maar God was sy pa wat geen sonde ooit gedoen het nie, het daai sondige lyn dus nie oorgedra nie. Okay? Hy was volle mens, hy was uit Maria gebore, maar die sondige lyn is nie oorgedra nie. Want as die sondige lyn oorgedra het, en Jesus ook sonde, korrup was in die binnekant, en daarom sonde gedoen het, dan kon hy ons nie gered het nie. Want daarby ek sterf vir julle sondes nie, ek het ook sonde gedoen. Ek moet sterf vir my eie sondes. Maar omdat Jesus nooit sonde gedoen het nie, en perfek volmaak was, kon hy daarom ons redder wees, toe hy gesterf het aan die kruis, en God Jesus se dood gereken het aan ons plek, en ons dood, ons lewens in sy plek. Okay. Nog 'n implikasie van Jesus wat gebore is uit die Heilige Gees, dis 'n gepaste manier vir God om sy seun in die wêreld in te stuur. Jesus het nie die seun van God geword die dag toe hy gebore was uit Maria nie. Jesus was die seun van God voor ewigheid. Maar dit was 'n gepaste manier vir God om te wys, dis my seun. Hy is uit my uitgebore. So dis 'n gepaste manier vir God het om nog 'n manier, nog 'n teken wat God vir die wêreld wys. Sorry, dis uit die prentjie. Vir God om vir die wêreld te wys, dis my seun. Op 'n spesiale manier, meer spesiaal as ander mense, wat ook deur God gered word. Okay. So dis het nog 'n implikasie van Jesus wat dan uit die Gees van God gebore word. Daar 4 implikasies. Eers net ons al gekyk, of die eerste aspek van wat Jesus se geboorte so spesiaal gemaak het, wat ons gelees het, is hy is uit die Gees gebore, met implikasies daaronder. Tweede aspek wat Jesus se geboorte so spesiaal maak, is hy is uit 'n maagd gebore. Hy is uit 'n maagd gebore. En hoekom is dit so spesiaal? Wat se implikasies het dit? Wel, eerstens is 'n wonderwerk. En dis die rede hoekom baie mense wat ongelowig is, liberale, teoloë, professors by tikkies, hoekom hulle nie sê, okay, dis nou nie heeltemal waar, hierdie aspek nie, dit is ook so 'n bietjie opgemaak, is dalk 'n mite, 'n storie wat oorgedra is met tye heen, met 'n stertjie bygelas, dis hoekom hulle dit nie wil glo nie, want hulle sê, dis onmoontlik, dat enigiemand uit 'n maagd gebore is, en hulle is reg, dit is onmoontlik, dis hoekom God dit gedoen het, dis presies hoekom God dit gedoen het, sodat niemand anders dit ooit kan doen nie, omdat dit onmoontlik is, dit kan nie gedupliseer word nie, dit kan nie gereplikeer word nie, dit kan nie weer gedoen word nie, maar dieselfde God wat gesê het, gewoonlik is die enigste manier wat enige ander mens in die wêreld gebring gaan word, is deur 'n man en 'n vrou, dieselfde God wat dit bepaal het en dit ingestel het gesê, om sy seun se geboorte bietjie uniek te maak, gaan hy dit op 'n ander manier doen. Dieselfde God wat wetenskap gemaak het, kan buite wetenskaplike maniere optree. Dieselfde God wat gravitasie maak dat dinge afval, kan maak dat dinge opgaan. Dis vir God net so maklik om binne wetenskap en buite wetenskap op te tree. Hy tree gewoonlik binne normale maniere op, maar dit is vir hom net so maklik om buite normale maniere op te tree. En op watter beter geleentheid as om sy seun na die wêreld toe te stuur. Om 'n punt te maak. Hierdie is nie net nog 'n mens nie. Hierdie is die redder van die wêreld. Dis God se seun, dis sy spesiale een. So let op. Let op. Maar nie net is dit 'n wonderwerk nie, dis ook 'n profesievervulling. Dis ook 'n profesievervulling en dis hoekom ek net so vinnig oor daai teks gelees het van Matteus 7
Matteus 1 vers 22 tot 23, daai kommentaar wat Matteus net so vinnig ingooi, wat hy die dots connect. En kom ons lees dit gou dit nou weer. Matteus 1 vers 22, dit het alles gebeur, sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul kon word. Kyk, 'n maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem, wat, as dit vertaal word, beteken, God is met ons. So wat 'n profesie? Wat 'n profesie is hier vervul? Wie weet? Waar staan daardie profesie? Okay, Jesaja hoofstuk 7 vers 14. Jesaja hoofstuk 7 vers 14. Dit sê: Daarom sal my Heer self vir julle 'n teken gee. Kyk, die jong vrou is swanger en gaan 'n seun in die wêreld bring. Sy sal hom Immanuel noem. Dikmelk en honing sal hy eet. Okay, dit gaan aan. Okay. So, Jesaja 7 vers 14. Dit is 'n profesie vervulling dat 'n maagd sal swanger word. Maar as jy let op die teks wat ons nou net gelees het, dit sê daarso 'n jong vrou sal swanger word. 'n Jong vrou sal swanger word. Dit is die eerste keer dat ek dit in ek raak lees in die 2020 vertaling. 'n Jong vrou sal swanger wees, maar daardie woord jong vrou is korrek vertaal, dit is reg vertaal. Dis die Hebreëse woord alma. En dit beteken eintlik maar jong vrou. Maar dit was hoofsaaklik gebruik vir maagde, daai woord. Jy sou nie daai woord regtig gebruik het vir 'n vrou wat getroud is nie. Dit was 'n ander woord wat jy sou gebruik het. As jy nou na 'n getroude vrou verwys het, gewoonlik. Maar letterlik sy denotasie is jong vrou. Sy konnotasie was 'n ongetroude vrou wat nog geen gemeenskap gehad het. Maar letterlik, okay, dit word vertaal jong vrou, so dit is reg vertaal. Maar soos ek sê, dit word nie gewoonlik so gebruik nie. Die Griekse vertaling van die Ou Testament, die Septuagint, vertaal daai woord as maagd. En dis dan dieselfde Griekse woord wat in Matteus gebruik word, maagd, want Matteus het mos ook in Grieks geskryf. So, selfde woord, so, hulle het geweet, ja, dalk is dit jong vrou, maar gewoonlik is dit maagd, okay? En net die konteks daar van Matteus 7 vers 14, net laat julle die profesie beter verstaan. Die konteks is daar Sirië en die noordelike deel van Israel het Juda kom aanval. Hulle het so saamgesweer om Juda te kom aanval. En die koning van Juda is nie 'n gelowige nie, Agas. En hy wil nie God glo nie, hy wil nie God vertrou nie. En God sê deur Jesaja moenie bang wees nie. Agas moenie bang wees nie, moenie skrik nie, jy moet niks eers doen nie. Jy gaan wen. Jy hoef niks te doen nie. Agas wil nie God glo nie. Hy wil nie God vertrou nie. En hy maak toe 'n treaty, 'n ooreenkoms met Assirië om hulle van die noorde aan te val, en baie slegte idee, want nadat Assirië hulle aangeval het, het Assirië weer Juda aangeval, net groter en sterker. Plus hulle was gefonds deur Juda nou. So baie sleg om nie God te vertrou het nie daar. En so God sê vir Agas, moenie stres nie. En Agas wil nie glo nie. En God sê, okay, Agas, vra vir 'n teken. Vra vir 'n wonderwerk dat ek jou kan bewys dat ek hierdie sal doen. Enige wonderwerk. Kom ons lees dit. Jesaja 7 vers 13. Daarop sê Jesaja, luister tog, huis van Dawid, is dit nie genoeg om mense te vermoei nie? Sorry, kom ons lees net 'n paar verse terug. Vers 10. Die Here het weer met Agas gepraat en gesê, vra vir jou 'n teken van die Here jou God. Vra diep af na die doderyk of hoog na bo. Die enige teken, so hoog as die hemel, so laag as die aarde. Wat wil jy hê? Vra enige teken, ek gee dit jou. Luister Agas se skynheilige godsdienstige woorde van ongeloof, vers 12. Maar Agas het geantwoord, ek sal nie vra nie, ek sal nie die Here uitdaag nie. So hy maak asof hy nou die goeie ou is. Okay, daarop sê Jesaja, luister tog, huis van Dawid, is dit nie vir jou genoeg om mense te vermoei nie, dat julle ook my God moet vermoei? Daarom sal my Heer self vir jou 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger wees en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Okay, so enige teken so hoog soos die hemel, so laag as die aarde. Okay, ek wil nie vra. Okay, ek sal vir jou 'n teken gee. Die maagd sal swanger wees en 'n seun baar. En hy sal Immanuel genoem word, of hulle sal hom Immanuel noem. So dis 'n wonderwerk. Nou wanneer is hierdie vervul? Jesaja 7 vers 14. Okay, dis 'n triekvraag. Daar's 'n nabye vervulling
en daar's 'n uiteindelike vervulling. Die nabye vervulling van hierdie profesie, wat nie heeltemal, dis nie totaal en al vervul nie, is in Jesaja 8. Okay, Jesaja 8, daar is Jesaja se vrou, kry sy 'n kind, okay, en hy kry hierdie naam, en bietjie kon dit daar selfde woorde min of meer. Mens kry die profesie is vervul, maar nie heeltemal nie, want sy was getroud alreeds, okay, en onthou die woord het nie beteken noodwendig moet 'n maagd wees nie, maar dis bietjie weird om daai woord te gebruik van 'n getroude vrou. Twee, dit was nie 'n wonderwerk so hoog soos die hemel of so laag soos die aarde. Dit was glad nie 'n wonderwerk. Dit was 'n normale manier van geboorte. Drie, hulle het hom nie Immanuel genoem nie. Okay? Sy dalk kan 'n mens sê simboles het sy koms beteken dat God is op 'n simboliese manier met ons, maar dit was nie soos dis 'n bietjie 'n disconnect. En dan sien ons in Jesaja 9 vers 6 dat dit sê, daar kom nog 'n kind is gebore, 'n seun is gegee. Die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. So nee, Jesaja 8, ja, is 'n gedeeltelike bietjie van 'n vervulling, maar daar's 'n uiteindelike vervulling waarvoor hulle nog gewag het. En wie het hulle gedink gaan dit wees? Koning Hizkia, dit gaan hy wees, want hy is die goeie koning, hy was Agas se seun, en hy was 'n goeie koning, hy het al die slegte goeders van koning Agas verbrand en stikkend gemaak. Dit gaan koning Hizkia wees, koning Hizkia is die Immanuel, hy is die redder, maar dan, wat gebeur? Jesaja 38:39, hy sondig teen God, en hy bring vir Babylon in en sê, Babylon, kom ek en julle werk saam, en dan neem Babylon hulle weer oor. So, slegte idee om nie God te vertrou nie, maar teleurstellend vir die nasie van Juda, want dis nie Jesaja se seun nie, dis nie koning Hizkia nie, wie gaan ons red? En dan begin die boek Matteus 1 met 'n amazing, totale vervulling van hierdie profesie, wat vroeër net so gedeeltelik vervul was, en hulle gedink het, hoop daar's iets beter, en dan kom daar iets wat daai profesie woord vir woord vervul, en dis net amazing, en is soos duidelik die een wat hulle verwag het, dis in sy geboorte duidelik gemaak, dis hy. Hy sal julle red. Hy is daai Immanuel. Profesie is in hom vervul. Okay, so, ek sal sê daar's 4 aspekte van Jesus se geboorte wat hom afsonder van enige ander mens. Eerstens, hy is uit die gees gebore, tweede, hy is uit 'n maagd gebore, wat ons sien is 'n wonderwerk, maar dit is ook 'n profesie vervulling. En gepas, né? Vir God om bietjie die reëls te breek met sy seun. Om net vir almal te wys. Derdens, ons het dit reeds genoem, sy naam, sy titel daar, Immanuel. Weerens is daar 'n profesie vervulling, en terwyl Jesaja se seun en Hizkia dalk simbolies gewys het, God is met ons, het in Jesus duidelik geword. Jesus is op soveel maniere meer God is met ons as iemand wat dit op 'n simboliese manier verteenwoordig. Nou, net weer in Matteus 1 vertaal hy dit actually. Dis interessant. Dit sê, en hulle sal hom Immanuel noem, want as dit vertaal word, beteken dit God is met ons. Hoekom dink julle dat hy dit vertaal? Ek meen, almal kom ons dit lees. Hoekom vertaal hy daai Immanuel? Is dit nie, skryf dit nie in hulle taal nie? Okay, dis net 'n bietjie dinkvraag. Nee, okay. So die woord Immanuel, kyk, die boek Matteus is mos in Grieks geskryf, né? So die woord Immanuel kom vanaf Jesaja af, net deurgetrek, so dis 'n Hebreëse woord. En daarom vertaal Matteus dit vanaf Hebreëus in Grieks vir sy lesers, en natuurlik vertaal almal dit dan vir ons in Afrikaans, okay? So Immanuel beteken letterlik, beteken met, Manu beteken ons, en El beteken God. God met ons. Dis letterlik wat die naam beteken het. En ja, so en Kolossense 2 vers 9 sê vir ons, in Jesus, verwysend na Jesus, in hom woon die volheid van God liggaamlik. In hom woon die volheid van God liggaamlik. So nie net 'n derde nie, nie soos ook 'n drie-eenheid, ook jy is 'n derde God nie. Nee, die volheid van God woon in Jesus liggaamlik. En so Jesus verteenwoordig God is met ons, want hy is God met ons. Okay? So dit is nogal spesiaal. Okay, nou die 4de aspek van Jesus se geboorte wat hom afsonder van enige ander mens wat ooit gebore was, is sy naam. Sy naam Jesus. Wat het kom ons kyk eers in die feit van okay, so, kom ons sê so, die naam Immanuel was meer soos 'n titel, okay, dis meer soos
Sy vriende het hom nie Immanuel genoem. Immanuel, kom hier. Hulle het hom Jesus genoem. Sy ouers het hom Jesus genoem. Sy normale elke dag naam. Sy Jesus, okay? Immanuel is nie soos 'n simboliese naam oor wat wys wie hy is, né? Maar Jesus ook. Nou, ons het reeds gesien dat toe Josef Jesus daar naam gegee het, het hy gesê, jy is my kind, en dit het dadelik het beteken, okay, jy is gelink aan die lyn van Abraham en Dawid, God kon sy beloftes vervul. Maar, ook in 'n sekere aspek het Josef het die naam gegee, maar God het ook die naam gegee, né? Want God het die naam deur die engel vir hom gegee. En so dis ook, God sê, dis my kind. Sê, Josef, ja, dis jou kind, die lyn, mooi, alles goed, jy sorg vir hom, maar dis my kind, want ek gee die naam vir hom. So dis ook nogals mooi. En dan die ander aspek is, nie net feit dat hy die naam gegee het nie, maar wat daai naam beteken. Die naam beteken letterlik Yahweh red. Je of ja is soos 'n afgekorte weergawe wat baie keer gebruik word vir Yahweh en Soos, Jesus, né? Redder, die redder. So dis letterlik wat Jesus se naam beteken en dan die engel dit natuurlik verduidelik. In vers 21. Sy sal geboorte gee aan 'n seun en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. So partykeer in die Ou Testament het die naam 'n simboliese betekenis, maar die persoon tree glad nie op volgens daai naam nie, dis dalk maar net toevallig of wat die ouer sentimenteel oor die kind gedink het. Maar as die engel en God self daai naam verduidelik en sê dis die rede hoekom hy daai naam het, dan beteken dit definitief iets baie meer. En nou die naam Jesus self, kom ons sê so, as niks van die ander goeders gebeur het nie. En Jesus se naam was maar net Jesus. Iemand het Josef het besluit hy gaan die naam Jesus gee. Daar was geen verduideliking nie, geen ander wonderwerke nie. Dan sou ons sê, okay, mooi naam, pragtig. Maar dit is verduidelik, daar is wonderwerke. Ons sien dit natuurlik in die res van Jesus se lewe. Want selfs die naam Joshua in die Ou Testament, die naam Joshua is basies die Grieks vir Jesus, of die Hebreëus vir Jesus. Dit beteken ook Yahweh red, dis dieselfde. As jy Yeshua van Grieks nou vertaal na Joshua, is dit Hebreëus. Is dit Joshua, so ons sien dieselfde naam. So die naams op sigself sou niks beteken as hierdie goeders nie saam met dit gebeur het nie, en as daar nie daai verduideliking saam met dit. Dis die rede hoekom hy hierdie naam kry nie. En nog steeds ironies, nog steeds sou Josef hierdie geïnterpreteer het is, okay, sy naam is Yahweh red, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. En wat sou hy gedink het? God gaan hom gebruik om sy volk van hulle sondes te verlos. Hy sou gedink het instrumentaal. Ja, hy gaan sy volk van hulle sondes verlos, God gaan deur hom werk. Dis hoe hy sou gedink het. En ons wat natuurlik die res van die boek Matteus ken en die res van die Bybel, chuckle so 'n bietjie en sê, ja, Josef sê hierdie, hy besef nog steeds hierdie volle betekenis hier nie. Want dit is nie net, okay, God gebruik hom om te red nie. Dit is God, hy is God self, wat sy volk, sy eie volk, Jesus se eie volk, nie God se volk ook, maar sy eie volk van hulle sondes verlos. So dis meer as net instrumentaal, deur hom gaan God red, hy self gaan die wêreld red, en natuurlik die Vader en die Gees het ook gered, al drie saam het gered. Okay, en dan, waarvan? Voordat ons sê waarvan, wie gaan hy red? Wie gaan hy red? Sy volk. Dis interessant daai woord, sy volk. Het sê, en hy gaan sy volk van hulle sondes verlos. Nou weer eens, wat sou Josef gedink het? Wat sou die eerste mense wat net tot hier gelees het in die Bybel, nog nie die res van die Matteus gelees het, wat sou hulle gedink het? Wie sy volk? Die Israeliete, nee. Die nasie van Israel, wat nog altyd God se volk was. Okay, hy gaan sy volk van hulle sondes red. Great, die nasie van Israel gaan gered word. Dis wat hulle sou gedink het oorspronklik. Maar dan as jy die res van die boek Matteus lees, dan openbaar dit so 'n bietjie meer, so 'n bietjie meer en so 'n bietjie meer. En hy doen dit doelbewus om daai spanning te hou en dit op te stadig maar seker te openbaar. Daai volk is nie net die Israeliete nie. In feite daai volk is nie die Israeliete nie. Daai volk is almal wat glo. Daai volk is almal wat glo. Almal wat in Christus glo, want deur die boek Matteus dan sien jy Jode neem hom nie aan nie. Maar baie heidene doen. En Jode doen ook as hulle glo, sommige rykes en armes, veral die armes. Mans en vrouens, veral die vrouens. Hulle dien hom en hulle glo en hulle is sy volk. En so dis sy volk. Wat nie dadelik duidelik sou wees vir Josef nie, maar oor soos wat die boek Matteus
verder gaan, word dit duidelik. Sy volk is almal wat glo, selfs as ons glo, kan ons gered word. En dan laastens, maar nie die minstens nie, waarvan? Waarvan gaan hy hulle red? Want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. En dis amazing, want as jy terugdink in die Ou Testament, daar was konings, daar was rigters, en hulle het geveg, en God het se gees het op hulle gekom, en hulle het daai vyande verwoes, en daar sal vrede wees vir 'n tydperk in Israel. Maar wat sou nou gebeur het? Hulle sou net teruggeval het in sonde, en dan sou God weer die vyande gestuur het, en dan sou hulle weer in moeilikheid gewees het, en sou hulle dalk 150 jaar later weer bekeer het, en dan sou God weer 'n verlosser gestuur het. Okay? Dink aan die boek Rigters. Het julle gehoor die woord rigter in die Ou Testament is letterlik die woord verlossers, deliverers. Hulle het 2 rolle gehad. Die eerste rol was om 'n nasie te red, en dan moes hulle dan oor hulle gelei het soos 'n rigter. Maar oor en oor het God 'n rigter gestuur, en dan deur die rigter, instrumentaal, deur die rigter, het die rigter die volk verlos. Maar nie van hulle sondes nie. Van die gevolge van hulle sondes. Van die straf wat God gestuur het op hulle sondes. Maar daai sondige harte sou nog steeds al gebly het. En 'n rukkie later, sou hulle net weer gesondig het, en dan sou God dit nog 'n vyand moet gestuur het. Maar Jesus is anders. Jesus sou iets doen wat geen van hierdie verlossers, geen van hierdie konings van die Ou Testament ooit kon doen nie. Hy sou die mense red van hulle sondes, sodat die gevolge van die sondes nie weer kom nie. Sodat hulle nie, is nie net red hulle van hulle omstandighede, en dan gaan hulle weer verder en doen hulle weer sondig, en dan moet die omstandighede maar weer sleg raak voor hulle om hulle les te leer nie. Dus God red hulle van hulle sondes, en die boodskap is daar vir een vir my. Jesus het gekom, God het sy seun gestuur, dis die Kersseisoen. God het sy seun gestuur. Hy is Jesus. Jahwe red, nie net van jou omstandighede nie. Nie net van 'n moeilike werk of 'n verhouding of wat ook al nie. Hy kan jou red van jou bose hart, sodat die gevolge van sonde, sodat jy nie die hele tyd aanhou sonde doen, en dan moet die sonde maar net die hele tyd kom nie, en die gevolge kom nie. Hy kan jou red, en hy kan daai bose hart van jou verander, hy kan jou red, hy kan 'n nuwe hart vir jou gee, sodat jy regverdig lewe en God se seën mag kry. Okay, kom ons bid saam. Grote God, dankie dat ons in hierdie Kerstydperk kon kyk na U wat U seun gestuur het, uit 'n maagd gebore, uit die Gees gebore, uit die lyn van Abraham en uit die lyn van Dawid gebore, terwyl hy nog steeds uit 'n maagd gebore was. Amazing, hoe U dit reggekry het. Profesie vervul, wonderwerk, engel deur 'n engel aangekondig. Immanuel, God met ons. Jesus, Jahwe red. Here, ek bid, werk ons harte geloof, dankbaarheid vir Jesus, en as daar iemand is wat U nog nie ken nie, redding. In Christus naam, amen. Daar's teen koffie.